En dan gaan ons oor na ons sal juig daar in die hemel. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Verlos dat ons is so klein. Tot die Heilige Gees op my neerkom. Want hy is als een lam so klein. Ek is verlos deur die bloed van die Lam.
As ek dink ons sit hier in die aan die voet van 'n berg, sit ons aan die voete van die Here. En hy kyk na ons en hy weet, hy kan sê dis my kinders. Here, ek loof U vanmôre, ek prys U vanmôre. Ek vra oor Here dat U sal kom met die heerlikheid op hierdie oomblik, U sal inbeweeg, Here. Here, my begeerte vandag is, Here, nie net vandag nie, maar vir die tyd vorentoe, Here, dat daar Shekinah glory atmosfeer sal wees in hierdie plek, Here, om vir ons te wys dat U hier is, Here. Vandag soek ons as mens baie keer, Here, net daai aanraking, Here, daai fisiese aanraking te sê, yes, Lord. Ek wil U aanraak, Here. Ek wil U nie net voel, Here, ek wil weet, dis U wat ek aanraak, Here. Dis nie die mens, maar dis 'n God. Dankie, Here, daarvoor, Here. Ek wil bid, Here, dat elke boetie sussie wat môre hier is, Here, dat Here sal seën, hulle ore sal oopmaak en dat hulle sal luister, Here. Al is ons geleerde of nie geleerde, Here, dat die naam van Jesus kanselleer ek elke demoniese mag nou uit wat slag op praat, Here, of negatiewe gedagtes het, Here, dat die naam van Jesus. Dankie daarvoor, Here, en ek pleit, Here, ek wil nie pleit, Here, ek vra, salf ons met die krag, Here. Doop ons met die Heilige Gees en vuur vanmôre, Here, dat ons sal weet, Here, ons as 'n span kan. Ons kan, Here, ons kan dit doen. Dankie daarvoor, Here, ek loof en ek prys U. U is heilig vanmôre, Here. In Jesus naam. Amen en amen en amen en amen. Prys die Here. Ek kom my sitplek neem. Dit daar is op die liedjie wat gesing. Maar ek wil jou net graag 'n geleentheid gee as jy
getuienis het asseblief, deel ons getuie asseblief. Of wil weet hoe goed is die Here? Of wil dit weet? Niemand? Jo. God is goed. Amen. God is goed. Amen. Amen. Kom, dan moet mense wees wat getuie sê. Kom. Ek wil net vanmôre vir die Here sê dankie. So 'n paar weke terug was daar 2 jong mense in 'n ongeluk betrokke, kop aan kop botsing. En hulle dogtertjie van 2 was agter in die karstoeltjie en die mamma en die pappa, mamma se arm is gebreek, pappa se voet is gebreek, maar die dogtertjie het bloeding op die brein gekry en baie seer gekry. En ons het so 2 weke terug, 'n week terug, 2 weke terug deurgery. Sy is naby Kreersdorp, in 'n hospitaal. En ons het as 'n groep bymekaar gekom, klomp mense bymekaar gekom, seker so 50 mense, en ons het voor die hospitaal vir haar gebid. En hierdie week is die ventilator af, sy reageer goed op alles. Hulle skuif haar na die pediatriese saal toe. Hoe wonderlik en hoe amazing is ons God nie. Daar waar hulle gesê het, hulle het nie hoop nie en hulle weet nie of sy kan self asemhaal weer nie. En daar doen die Here net weer eens 'n wonderwerk. Die Here is regtig goed en getrou. Amen. Amen. Ja, prys die Here. Sê nog iemand? Ek sit met 'n maagprobleem, maar dis al 'n hele paar dae by die Here my maag, ek glo dat my maag genees. Amen. Ek het nie meer daai vreeslike krampe. Amen. Prys die Here. Klein goedjies. Ons kan die Here nie dankie vir hierdie wonderlike deel. Amen. Amen. Ja, daar's mense wat sê dit moet so baie reën, maar prys die Here dat dit reën. Val Here, val met die reën. Ek wil net nie gewerk het op Oujaarsland nie. Kon ons klaar sien nie, maar ja, man, dis reg. Maar die Here het gedreig deur die klappers. Ja, die Here is awesome, né? Amen. Kyk, die Here is awesome. As ons net die fisiese kerk sien ons lig dan nie. Is nou nie ouens se magies wat werk nie. Maar dis die Here, die engeltjies wat hulle tafels so toe rondskep. Tot vanoggend toe. Toe voordat ek opstaan om verder voor te berei, die weer was rof. En dit sê net nog vir my, die Here is nog steeds in beheer van alles. Amen. Amen. Nog iemand? Verruimte. Miskien moet ons maar daai liedjie sing, want kies my is baie mense wat kan getuig. Ons Herman het vir julle gebid. Dinsdag. Oujaarsaan. Baie van julle moes oorwinning gekry het. Het julle dit gekry? Okay, ons kom weer bid, hoor? Prys die Here. Okay, as julle wil nie. Dis net lekker om die Here te dien. As julle vir my geleentheid gee om te praat, sal ek praat. Dis ook ons pastoor so baie kan praat. Dankie my vroukie. Vir die wat jy weet, my vroukie kan baie dinge doen, hoor? Ja, dis wanneer ons saam in die bediening is, ons staan ons naamlik. Alraai julle. Ek wil 'n bietjie vandag met julle gesels oor wat dit beteken om Jesus te volg. Om Jesus te volg beteken nie net dit is 'n geloof om Jesus te volg nie. Dit gaan nie oor dit wat jy glo nie. Nie net daaroor nie. Dit gaan nie net oor dis nie net genoeg nie. Dis as ek die Here se naam noem, dit gaan nie net oor om die Here se naam te noem. Dit gaan oor die autoriteit en die krag wat jy het om vorentoe te kan beweeg. En ek gaan jou miskien 'n bietjie skok met sekere goedjies wat ek sê en van die pastore wat hier sit gaan geskok wees want hierdie dinge is vir my baie na in die hart vir gemeentegroei, vir koninkryksgroei. Ons gaan kyk na sekere goedjies ons as 'n familie. Nou as ons kyk en ons breek familie op, wil ek vir jou vra, wat beteken familie vir jou? Wie kan my sê? Wat beteken familie vir jou? Kom. Naaste. Ja, en? Liefde. Ek sê wat sê ek? Dis net pyn en lyding en alles. As 'n familie het, is dit pyn. Dis net lyding, is net genjap die hele tyd. Kom aan. Ja, maar dit is lief vir mekaar.
Ja, kom nou daar. In vandag se lewe wil ons mekaar net lief hê, of vir mekaar kerf. In die kerklewe wil ons mekaar net sleg sê en mekaar net, ag jy's niks. Ons moet mekaar kan lief hê. Dis nie net vir my as 'n familielid van 'n kerk of 'n groep mense of medegelowiges, dis nie net vir my net genoeg om dat jy my moet lief hê nie. As jy vanmôre hierso is, hoop ek jy is hierso omdat jy die Here lief het. En nie vir my nie. Nog nie vir ons Herman. Jy moet God lief hê, want net om aan my te glo, kan jou op 'n sekere punt los. En daar gaan jy stagneer. Maar wanneer jy in Jesus glo, kan jy op water loop. Jy kan op die grond spoeg en 'n blinde se oë gaan smeer. Sy ore aanraak. Want jy glo in iets wat daar is, die rots wat daar is, waar die gemeente of die familie opgebou word. Nou ek en jy moet 'n familie wees wat sê, luister, ons glo. Nou hoor my mooi, 'n familielid, of 'n member, of 'n family, hoor mooi, is iemand wat kan glo. Dan gaan dit nie net glo nie, hy behoort ook. Verstaan jy dit? Hy behoort. Nee, en dan die laaste enetjie is, hy word die familie. As jy as kind hier instap en jy sê, jy ken nog nie die Here nie, moet ek vir jou sê, jy gaan eers moet begin glo in die dinge van die Here. Nou, ons ry gister so of ons praat iewers, en ek kyk na 'n TikTok klip wat ek sien van hierdie swart mense hier buitekant in Tanzanië, dink ek, wat nie die Here ken nie, en hulle is, weet hulle, boesman boutjies en al daai goeders. Kaal skiep met enige ding wat voorkom. En op 'n stadium is daar 'n vrou en 'n man daar, en hulle preek, en hoor my mooi, en ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. Dat dis hoekom die kerklewe is soos wat hy is. Hierdie klompie snaakse mensetjie sit daarso, en dan kyk hierdie wit tannie so met sulke groot oë aan. En al wat hierdie wit tannetjie van hulle preek sê, en Petrus sê, en Petrus dat, en hierdie ou dat, en daai, en ek sê vir my, en sy kom en sê, julle moet die Here aanneem. Nou, as hulle nie eens weet wie is Petrus nie, waar kan hulle glo? Hoor mooi. Paar jaar terug het ek geleentheid gehad in Amerika te wees by 'n groot kerk. En ek sê vir my vrou, dis eintlik baie snaaks so ek so op die bed gaan lê voor ek aantrek. Dit baie snaaks, want hierdie laat my baie dink aan daai dag toe daai eerste boodskap bedien het in Amerika. Ek het eers gaan observeer wat buitekant aangaan. Hoekom praat hierdie kerk so en hulle maak, dis hulle strukture en hulle maak so. En die Here sê vir my, ek gaan vir jou woord gee. En ek bedien hulle, en na die tyd kom die pastoor en hy sê vir my, I didn't hear the gospel like this, but we have something to think about. Ek vra die vraag, ek sê vir hom, hoor hierso nou, sê gou vir my pastoor, en vra vir baie van die manne ook daar, so ek sê vir hulle, okay, julle wil nou, hierdie mense moet die Here kom loof en prys. Wat sien hier die mense daar buitekant van julle? Hoe lyk julle? As jy vir my sê, ons is 'n familie, ek kom van 'n plek wat sê, ons is 'n kerk van liefde. Ja, verkeerde liefde. Jy kan liefde gee, liefde is nie net vasdruk. Liefde is 'n familie opset, waar jy by mekaar is om mekaar te kan help. As jy wil hê, daai moet deel raak van jou familie, of 'n sonder daar buite moet 'n deel raak van hierdie familie, hierdie Shekinah, is mos Shekinah, né? Wat is die kerknaam? Kom, pastoor. Dankie, familie aanbiddingsentrum. Julle ouens wat hier is, julle is nie van die deel van die familie nie, weet jy dit? Die pastoor moet nie net die naam ken, julle moet ook hierdie naam ken. Dis hoekom ons sê, ons weet, ons dink, ons ken Jesus, maar ons ken nie Jesus. Want ons hoor net, en ons gaan na kerke toe, en ons hoor dit, en almal sê, word deel. En hoor wat ek jou sê, wanneer ek na iemand toe kom, en ek steek my hand uit, van vriendskap, nee, is jy nog nie deel van my? Ek sê baie welkom, jy's awesome. Maar wanneer jy deel raak van iets, word jy deel van die familie. 'n Babatjie word gebore, daai babatjie is deel van die familie in 'n sekere opset. Maar daai babatjie word eers deel wanneer hy kan loop en praat en gaan goedes aftrek. Dieselfde hierso. Jesus waar jy gaan op kan staan en sê, die Here is goed. Dis wat die Here vir my gedoen het.
Dan begin jy deel raak van 'n span wat kan sê, yes, ons het die Here op ons lippe. Ons kan die Here verkondig. Maar ons glo nie, maar ons behoort nie. En ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy glo en jy voel dat jy hoort nie hier nie, wil ek vir jou sê, dat jy soos 'n geestelike weeskind. Die weeskind is daar, maar waar is hy? Wie gaan agter hom kyk? Wie gaan agter die sondaar kyk daar buitekant? Ons is te geneig om sekere dinge te doen. Dan kom hy en hy sê, wat beteken dit om 'n deel van 'n familie van God te wees? Dis, hy sê, ons is disippels. Wat is 'n disipel? Wie kan my sê? Wat is die betekenis van 'n disipel? 'n navolger. Nee, die tweede een is ons is ambassadeurs. Nou wat is 'n ambassadeur? Weet jy wat die Bybel sê dit? Ons moet ambassadeurs wees. 'n ambassadeur het ek hier geskryf, is 'n gestuurde wat het ek geskryf? Dis 'n gestuurde, ek gaan nou sommer by, ek het daar iets geskryf, iets van 14, weet nie oor wat. Dis 'n gestuurde persoon wat die woord verkondig en wat die woord uitlewe, wat alles wat hy weet, wat die ou wat hom gestuur het, hom gesê het. As die Here jou gelei het, as die pastoor van hierdie kerk vir jou sê, kom, luister wat ek vir jou sê. Nee, sê hy dat jy moet luister wat hy doen, en as 'n ambassadeur van hierdie familiekerk, uit te kan gaan om te kan sê, ek is ambassadeur. Ek kan nou vandag vir jou sê, dit is met baie hartseer om te sê dat baie kerke het 'n probleem. Baie mense sê ek behoort tot daai kerk. Weet jy, en dan wil jy as mens wil dinge sien gebeur. Was so Herman preek so oor die weer preek hy, en hy sê dat die apostel het daai krag en autoriteit, daar waar apostel rondbeweeg, of ek sê, waar 'n kind van die Here rondbeweeg, is daar wonderwerke. Daar is genesings. Daar is iemand wat uit die dode sal opstaan. Ek sal so loop op my vinger point en dan moet daai ou opstaan, of ek verby 'n hospitaal loop, dan moet dink net vir jouself, as jy daai krag en autoriteit van die Here het, jy's ambassadeur van die Here. Hoor wat ek jou vandag sê. Ek wil vandag weer ook vir jou sê, jy kan sê wat jy wil. Jy kan sê ek het daai krag en autoriteit. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy behoort miskien daar. Maar wanneer daar nie wonderwerke en tekens en daai dinge is nie, wow, kan ons nie brag dat ons dit is nie. Want die Here gaan nie sy dinge bietjie daaronder sit nie. Hy wil hê dat jy moet ambassadeur wees. Daai disipel, daai navolger wees van die krag en autoriteit wat hy van praat en sê, in my naam is daar genesing. Amen. In my naam is daar oorwinning. En na dit alles, as jy ambassadeur is, en jy kan getuig rondom die dinge wat jy doen, en wat jy vir ander land gaan sê, luister, daar's 'n koning wat lewe. Nee, word jy deel van 'n familie van God. En ons moet daai familie se dinge uitsorteer. Ek het hier geskryf, ons glo nie net, ons is 'n familie. Ek weet ek is 'n familie. Amen. Miskien nie van hierdie kerk nie, maar ek weet ek is 'n familie in die koninkryk van die Here. Amen. Amen. Ons behoort 'n familie van God te wees, deel te wees, 'n member te wees. En ek dink 'n bietjie van jouself. As jy die hand is en jou hand word afgekap, is jy deel van die familie? Jy is nie deel van daai liggaam nie. Daai handjie word daar weggooi en hy word vrot en hy word opgeëet deur wurms. As jou been afgekap word, jou voet afgekap word, het jy 'n probleem. Ons almal is miskien die puntjie of die voet of die hand. Ek gaan nie sê jy is so nie, maar oor wat ek sê, jy kan besluit wat jy wil wees. Jy kan miskien die een wees wat die oues wat die kerk terugtrek. En wat is dit? As ek dit mag sê, as ek my mag verstout. Dis jou rug. As jy so slap is, né, hou jy die werk van God terug. Maar wanneer jy bietjie krag ontvang, want ons gebruik altyd daai vers in Handelinge 1 vers 8. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom.
Amen. Nou, wanneer die Gees van God alweer oor jou kom. Hy sê ons moet daagliks vernuwe word. Ons moet daagliks ingevul word met die Heilige Gees. Dis nie te sê jy moet daagliks in tale praat en jy moet daar met die werk in tale begin praat en te kere gaan nie. Dis jou doen en jou laatheid, waar jy sterk staan wanneer jou werkgewer vir jou uitvat en vir jou mooi vertel wat dink hy van jou. Nee, dat jy kan opstaan en nie om die bek check. En weet wat die hartseer van alles is? Mense, hoor my mooi. Ons het gehoorsame ouers geword. Ons luister wat ons kinders vir ons sê. En die ouers wat nie respek het vir mekaar nie, wat nie respek het vir die huis van die Here, hulle het geen respek in hulle eie huis nie. En hoe gaan ek dit sien? Ek gaan jou papa, mamma nie vrou, hoe gaan dit in jou huis nie, want jy gaan vir my jok. Ek gaan na die bure kyk. Hulle sê, hoe gaan dit met hierdie mense? Hulle gaan sê, wow, hulle het totally verander. Hulle is anders. En ek wil hê jy moet leer om jou vrou en jou kind, of jou man en jou kind, jou man en jou vrou en jou kind, respek te leer vir hierdie huis. Waar ook al jy gaan. Daar waar jy by jou werksplek instap, gaan jy nie sommer net daar rondhardloop nie. Jy het respek vir daai plek. Selfde hier ook, as jy by hierdie plek kom en jy aanvaar hierdie gedeelte vir die dag is jou aanbiddingsplek, nee, kom, respekteer hierdie plek. Amen, dankie. Amen. As ons wil in hierdie familie inbeweeg, wil ek vandag vir jou sê, dat ons moet mekaar kan respekteer. Ok, in Christus, Romeine 12 vers 5, sê, in Christus vorm ons, al is ons baie, een liggaam, en elke lidmaat behoort aan al die ander. Die oomblik wanneer jy besluit het, jy volg die Here Jesus Christus, as jy verlos en jy saligmaker is, wil ek jou sê, daar is baie ander wat ook so glo. Jy word deel, dis soos 'n aangroeisel in die liggaam van die Here wat daar inkom. Maar wanneer ek en jy nie behoort nie, dan gaan jy nie deel wees van daai liggaam nie. Jy gaan eenkant wees. Jy behoort nie, hoor nou, kan ek vir jou sê, as jy kyk na daai skrifgie, in Christus vorm ons, al is ons baie, een liggaam, en elke lid behoort aan al die ander. Jy behoort nie net aan Jesus Christus nie. Raai hoekom? Nie hoekom. Jy behoort aan my ook. Ek behoort aan jou. Ons kyk na mekaar. Met die krag en die autoriteit wat die Here vir ons gegee. Kyk ons na mekaar en wanneer iemand seer kry, moet ons daar wees. Amen. Wanneer een deur 'n dip gaan, moet ons daar wees. Ons moet hom uittel. As daai voet van jou nie lekker wil werk nie, hoor wat ek jou vandag sê. Hierdie man wat hier staan, so 'n jaar wat terug wil hy weer afhaal. Hom my voet afgesit. En in daai tyd, ek dink my vrou was daar en Wouter, jy en jou seun was daar een keer gewees. Nee, verder was al die ander wat gesê ek is familie. Clinton, Calvin was ook daar. Ja, Clinton, julle was ook daar. Nee, al die ander mense, my eie familie, was jy daar. Nou vraag ek myself, wat se familie behoort ek aan? Is ek toe 'n stukkie, 'n been wat net daar eendag gegooi en sê, gaan jy maar net aan? Hoe voel jy vandag? Miskien voel jy dat jy verwerk word. Maar ek wil vandag vir sê, die oomblik wanneer jy aan Jesus behoort, kan jy nie verwerk voel nie. Dis jou eie skuld as jy so voel. Want dis die krag van God, wat die dode opgewek het, wat in my ook woon. Daai asem, wat God gebruik het in die begin om te sê, lewe is in binne in my. Wanneer ek lewe spreek oor my, sê ek nou, sal daar lewe wees. En ek het 'n gat in my voet gehad, 4,5 centimeter diep. Net so. En ek het elke dag as ek opstaan, dan sê ek vir my voet, Jesus, maar jy is 'n sexy voetman, jy's 'n mooi voet het, hy tone, wow! Weet jy wat, vandag het ek nie meer gehad, hy's 'n klein streepie wat daar is. Ek is nog versigtig met hom, maar ek weet, soos ek gesê het, ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Amen. Tjoe.
Dis een versie wat julle ken, hè? Prys die Here man. Maar lewe ons as meer as oorwinnaars. Come on. Ons lewe nie so nie. Ons nie altyd, ja, nie altyd nie. Maar ons probeer ons bes, want ons glo en behoort ons. Die vraag is, behoort jy? Voel jy dat jy deel is van hierdie liggaam? Die liggaam van die Here is awesome. Hy gaan verder, hy sê, laat ons goed doen aan almal, maar veral aan die wat aan die familie van die gelowiges behoort. Nou, ek wil vandag vir jou sê, as jy nie aan die Here behoort nie, en ek sê dit, jy kan vir my kwaad word, waar ek nie wil nie. Ek wil nie hoor. Want as ek met jou gepraat het om te sê, kom word deel, kom in, hak in, en jy wil nie, aan wie behoort jy? Ek praat nie nou van die kerk. As jy na die kerk behoort, hoor wat ek jou vraag. Maar die oomblik wanneer jy sê, jy behoort aan die Here, werk ons almal, ons baie, saam in een liggaam. Amen. En ons doen dit, ons probeer. En soos wat ek aan die ander kant gekyk het, in Amerika, hoe hierdie mense kyk, weet jy wat, die mense, die kerk, ek gaan nie name noem en so nie, maar die kerk sê, het reg het vir my gesê, almal wat 'n bolle op die kop dra, in die dorp, is kinders van die Here, almal gaan kerk, almal wat, al die vrouens wat bolletjies op die kop. Dit beteken, ja, as hy so kykies, maar my van die Here wat, dis wat hy, yes, Kawan, jy is so right. Hoor wat ek sê, regtig, ek beloof jou. Ek sê nee, maar kan nie weer sê, ek sê nou, ja, en wat nog, hy sê nee, en almal wat skirts dra, nie lang broeke nie, hulle is in die kerk. Ek sê, wow, okay, awesome. Ek sê nou, hoe kry jy nou daai ouetjie wat so lyk, wat nie 'n bolle op die kop het nie, nee, wat lang broek dra, daai vrou is. Hoe kry jy daai vrou wat sy die Here kom nie? Groot kerk. Selfs in vandag se lewe hierso. Ons wil nie werk met die ouens wat ons teëgaan nie. Ons wil nie werk met die ouens wat stink nie. Ons wil nie werk met die ouens wat nie genoeg geld het. Ons wil nie met hulle werk nie. Ons wil nie met die boemelaar gaan sit en werk. Ek wil vandag vir sê, ons wil nie eers gaan werk met die lesbiene nie. Ons wil nie. Want hulle is van die pad af. Ons weet hulle is van die pad af. Wat trek hulle na die Here toe? Wie kan vir sê? Jy as pastoor of predikant of wie ook al wat sê, hey, jy moet jou bekeer. Die liefde van die Here wat binne in jou is. Daai klap wat jy as 'n fisiese klap wil gee, as jy moet bykom, nee, het jy nie nodig as die Here in jou is nie. Hoor wat ek jou vandag sê, want is die liefde, die krag, die autoriteit, want as daai man in die woonstel se balkon gesit het, en die ou daar verbygeloop het, daar uitgeval, en niks voorgekom nie, die ou is die dak opgeskeer, die ou laat sak, en die ou het gesond geword. Hoekom gebeur dit nie in vandag se lewe? Hoekom is daar nie meer openbarings nie? Hoekom is daar nie meer regtig genesings en wonderwerke? Hoekom is dit nie daar nie? En ek vra vir myself, Here, maar as jy my daai tyd gebruik, hoe kan jy my nie nog steeds gebruik? Dan sê die Here vir my, dink 'n bietjie self, behoort jy nog aan my liggaam? Of het jy maar self besluit te amputeer? En ek sê vandag vir julle, met alle liefde en respek, jy het dit gedoen. Ek het myself geamputeer, of probeer amputeer, van die dinge van die Here af. Hoor ek jy nou sê? Maar as daar 'n vrou soos Rita nie by my was nie, sê ek jou nou, sou ek nie vandag hier gewees het. Ons sal nie gewees het. Weet jy wat, jy sal nie gewees het. Daar's te veel dinge daar buitekant, sê, ag nee, ek gee op. Maar as ons kom en ons as gelowiges behoort aan mekaar, sê ek jou nou, jy sal weet wanneer ek siek is. Ek het nie nodig om jou te bel nie. Jy gaan weet wanneer ek die kos in my huis het nie. Jy gaan dit weet. Jy gaan dit weet. Hoor wat jy nou sê. Weet jy hoekom? Want hierdie hand weet wat hierdie hand as hy seer het. Want my kop sê, hoor jy,
jy moet 'n bietjie harder werk, want hierdie linkerhand is nie lekker nie. Of, sê my hand is seer, ek kyk oog in aan. Ek gaan niks vir die kerk doen nie. As jy hier in hierdie kerk is, of wat se kerk ook al is, waar jy ook al besluit jy wil wees, wil ek vandag vir jou sê, dat jy het 'n werk om te doen in hierdie familie. Hierdie familie gee om vir jou, dis hoekom jy sit hier vandag. Hierdie familie is daar om uit te kan gee, om te kan sê, kom hier so, ek wil jou vasdruk. Want ek wil ambassadeur wees, en ek wil nie elke dag by elke ou kom kuier. Dis nie waaroor dit gaan nie. En die Here hoor my hart vandag. Ek het Profesorita, my vroukie is al hoe lank in die bediening. Nee, en daar baie min mense al vir my vrou kom kuier. Maar die mense verwag dat ons as pastore vir die mense moet kom kuier. Nou sê ek nou, waar is die mense wat vir my 'n bietjie moet kom kuier? Waar is die mense wat 'n bietjie my hande moet omhoog hou? Maar wanneer jy in die moeilikheid is, pastoor, of profeet, of wie ook al, waar ek die geringste ouetjie moet vat en sê, luister, wil jy nie saam met my bid nie? Asseblief. Of daai geringste ouetjie gaan sê, maar ek dink as fout om iets laat jy lekker. Ek het dit net beleef. Ons moet dit, as ons glo ons is in hierdie familie, moet ons lief wees vir mekaar. En daai liefde is nie om te sê, ek moet in jou huis bly nie. Daai liefde is wanneer ons in 'n stryd is in hierdie dag. As ek sê, luister, ek is mal oor kabenossies. Nee, dan weet ek, as daai mense my regtig lief het, dan kan ek nie kwaad nie. Nee, ek sal 'n volgende week kabenossies hê. Dis afpersing, pastoor. Nee, dit is nie. As ek nou maar vir die mense, jy beter nou vir my bring man, dan gaan vir jou hart op bid. Ek sê in Engels, I don't love Jesus Christ if I don't love you. Ek kan nie gaan werk daar buite en siele wen vir die koninkryk. Nee, as ek nie die Here liefhet nie, of as ek jou nie liefhet nie. Ek kan sê ek het die Here lief. Ek gaan in die kerk van my hande oplig en te kere gaan, maar die maandag tot sondag weer, nee, dan voek en ons gaan te kere net so wat ons het. En ons lieg en ons bedrieg mekaar. Nee, dit werk nie so nie. As jy vandag vir my sê, en ek het dit al baie gesê, as jy vandag vir my sê, dat jy God lief, jy die Here lief met alles wat in jou is, moet jy my lief. Ongeag my tekortkoming. Ek moet jou nie daar sit. Hoor my mooi. Ek wil ook nie hê dat ek wil 'n ou sleg sê en dan die volgende dag of 2 kies maar jy so baie. Jy lieg vir jouself man. Hoor wat jy nou sê. Maar dan kom ons op 'n ander punt. As jy nie wil hoor nie, moet jy nee, dan moet jy hard gee. Want jy gaan voel verseker. Ek luister na Donald Trump se een ou sê, hy sê, hoor hierso, Donald Trump met hierdie ding wat hy nou aanvang. Hy is alright. Moenie met hom sukkel. Moenie met ons speletjies speel. Want in hierdie kantoor praat ons dinge. En as ons sê ons doen dit, dan doen ons. Luister gou vir my. As ons wil iets voorberei en ons wil iets doen, verwag ek as 'n lidmaat dat ander lidmate ook moet doen. Nie net ek nie. Ons kort baie dinge en as hierdie gemeente gaan groei. Ons gaan nou daai kom, nee, seker nou. Gaan ons hulp nodig hê. Want ek kan nie alles doen nie. Hoor wat ek sê? Ek gaan vir julle almal bid. Maar ek kan nie projekte doen, ek kan dromme speel, ek moet dit doen, en ek moet dit doen. En ek moet papiere van. Hoor wat ek sê? Maar ek het jou nodig. Ek het jou nodig. Nou ja, hoekom het ek jou nodig? As ek kyk en hoor wat ek gou vir jou wil sê, om deel te word van 'n familie, moet jy sekere dinge in ag neem. Onthou net die gebou, almal sê dis die kerk, en as almal sê kerk, is daar gewoonlik 2 betekenis, of dis 'n event, of dis 'n gebou. Waar hulle praat van die kerk, is dit ek of jy.
Ek is die kerk. Die Here werk by my. Ek is sy tempel. Nee, tempel, ander woord vir tempel is kerk. Klein Afrikaans, kerk. Nee, wanneer die Gees van God die in my moet hy kan uitgaan word. Hy sê, as ek volgemaak word, nee, gaan ek oorloop, vreugdeolie, dit moet oorloop na ander toe. Maar hoor wat ek vandag sê, ek gaan vir julle op hierdie kamera wys, hierdie ding, van baie ander kerke en goed as wat ons afneem. Dan sê hier die mense, ek is met vas vreugdeolie gesalf. Ek sê anders, hoor ek julle sê, nou weet ek nie waar as ek smaas nie. Jy gaan 'n bietjie moeilikheid hê. Dan gaan dinge wees. Maar wanneer jy na die huis van die Here toe kom en ek dink dit is, en ek noem hierdie kerk van die Lede Christen, hulle noem dit instry. Hulle stry in voordat hulle by die kerk kom. Hulle los alle probleme by die huis. Wanneer hulle by die kerk kom, nee, dan hoor jy, dan moet jy weer daar's moeilikheid. Die Gees van die Here gaan nou werk. By die spaddereens kom ons om die matte. Ek sê anders dan. Hier kom ons net in ons kom, hallo. Waar is die koffie? Is die koffie nie? Kom sit. Weet jy wat, ek het Pastor Herman gesê, kom ons kry hierdie kerk om 'n biddende kerk te wees. Dit gaan werk kos om almal wat stil en rustig is, om hulle los te kry, om hulle hande te kan opsteek, en hande te kan klop, en veral om te kan bid. Ek toe hierdie kant toe ry, toe sê ek myself, Here, miskien moet ek 'n klomp kussentjies saambring. Dit gemaklik maak vir die mense, om daar voor te gaan kniel, voordat ons 'n diens begin. Of wat ons gedoen het jare terug, ons vat 2-2, kom ons loop. Ons bid saam. Ou wat jy kan bid en hy sê, ek kan nie bid, ek is maar saggies, hy sal bid. Ons het daai krag en autoriteit, het ons in ons, as ons sê, ons is kinders van die Here, ons is medegelowiges. Ek sê weer, as ons aan hierdie familie van gelowiges behoort, Galasiërs 6:10, wat vandag vir jou sê, kan ons baie doen en verrig. Nou waar dit alles begin, om in hierdie familie van Christus te wees. Dis baie mense wat meer inligting het oor, ek weet dit, maar ek gaan dit net hierdie so indeel. Handelinge 1:15. Hoeveel gelowiges was daar by mekaar gewees? Wat sê die woord van die Here? 3000. Nee. 120. Handelinge 1:15. 120. 120 gelowiges. 120, ja, 120, nee. Ok, nou, hoeveel is ons vanmôre? Julle getel? 25. Ons is 25. Hoekom was al 120 gewees waarmee hulle begin? Daar moes 'n vuurtjie gewees het. Ons is 25 vanmôre. Baie van julle is besoekers vanmôre. Maar hoor maar, as jy as 'n besoeker besluit, luister, ons wil 'n bietjie saam met julle hande vat. Nee, ons gaan 'n bietjie vorentoe gaan. Sê ek jou nou, oor so 2 of 3 maande gaan die plek geklein wees. Wie glo dit? Ek glo dit. Want ek glo met, as ek so kyk, as ek die mense wat ek genooi wat nou nie hier vandag hier is, nee, as ek kyk na al hierdie stoele, weet jy hoeveel stoele is hier? Nee, was jy baie min stoele oor gewees. Maar wanneer ons elkeen van ons besluit, weet ons gaan iemand nooi. En ons werk daaraan om te sê, luister, jy kom saam. As hy sê, ek kom nie saam nie, was 'n hele klompie mense daai kant. Wat daar in Danbos se gedeelte bly wat hier na toe kom. Ek het nie 'n busie nie, ek het nie 'n karretjie nie. Hoor wat jy vandag sê. As mense in Wespark wat wil graag kom. Weet jy hoekom? Want ek wil 'n ambassadeur wees vir die werk en saak van die Here. Hoekom? Want die Here se liefde moet uit my uitstraal. En ja, ek as mens fout baie keer. Maar as ons as 25 mense 'n besluit neem om te sê, vir hierdie jaar, gaan ons as 25 mense net saam staan, en ons gaan die Here vasvat, en ons gaan hom nie los, totdat hy ons gebless het. Seker nou is daar groot dinge wat gaan gebeur. Amen. Ek weet nie of, Pastor Herman, ek weet nie, ek dink ek het miskien verkeerd gehoor toe ons daar by venster staan. Ons sê,
Ja, as dit reën, kyk hoe baie mense kom. Maar as die son skyn, sê hy kyk op leeg. Dan weet ek nou nie hoe werk dit nie. Maar weet jy wat, en ek glo met my hele hart, jy is vanmôre hierso, omdat, ja, eerste plek iemand het jou genooi. Die tweede plek is, jy wil ook werk in die koninkryk van die Here. Miskien is jy op 'n plek waar daar dinge nie lekker werk nie. Hier gaan die dinge ook miskien nie vir jou lekker werk nie, maar weet jy wat, wanneer ons op 'n tafel gaan sit as 'n familie, kan hierdie vingers hierso, as ek so tik, as ek so aanhou tik, gaan een van julle nou ook so tik. En dan gaan jy hoor, dan gaan almal tik. Dis hoe dit werk, ons goed om dinge op 'n tafel neersit en sê, Here, hier's ek. Hy sê, en dan kom hy in Handelinge 2 vers 41. Nee. Dis daar by die dag van Pentekoste. Dis waar die kerk eintlik begin het. Waar oor die 3000 manne in daardie dag by mekaar gekom het, by die gelowiges gevoeg was. 3000 by die 120. Nou dink gou vir jouself, as jy kyk na 3000 manne, sit hulle vroue by, sit hulle kinders by. En elke familie het net een kind. Nee, hoeveel was dit al gewees? 900. OK. As jy gaan kyk na Handelinge 2 vers 47, sê die Here, het hy daagliks by die gemeente gevoeg. Nie elke Sondag nie. Hy het daagliks by die gemeente gevoeg. Daai tyd, dis die Jerusalem kerk. Dis daar waar die kerk begin het. En hoeveel kerke word opgemaak oralste, dan begin hulle maar net met hierdie paar mense. Weet jy hoekom begin hulle net met hierdie paar mense? Want hulle strip hulle vir die pastoor, of vir die apostel, of die dominee, of iemand, strip hulle, en ek sê, ek gaan my kerk begin. Dan vat hy 'n klompie mense saam, begin hulle kerk. Na so 'n paar jaar, vou hy kerk, jy hoor nie eens meer van dat kerk. Ek wil vir jou sê, daagliks het die Here hulle bygevoeg, wat? Daar's 'n ietsie by. Enige kerk kan vol word tot hy oorlopend vol is. Maar die Bybel sê in daai versie, hoor jy so, hy sê daar, die Here het daagliks die wat gered is. Is jy vanmôre gered? Of is jy maar net hier? Is jy gered? Nou as ons gaan kyk na gered, is dit Handelinge 2 vers 38 wat oor en oor uitspeel. Jy moet jou bekeer, eerste plek, voordat jy gedoop word. Jy moet jou bekeer. Nou as jy jou moet bekeer, wil ek graag weet, as ek my wil bekeer, aan wat moet ek my bekeer? Daai swart ouetjies wat daar in die bos sit, hulle weet nie, hulle hoor net die hele tyd net Petrus en dit en dit, en hulle weet nie wie is dit nie. Hoe sal hulle nou weet wie is Jesus Christus as hulle praat van Jesus Christus? Hoe word 'n mens gered? Ek vra vir julle, hoe word 'n mens gered? Hoe gaan ons daai wêreld daar buite kan gaan red as hulle nie weet van die Here nie? Dis hoe daar so baie kerke opgaan. Dis hoekom daar's 'n gedeelte in die woord van die Here wat sê dat Here, maar ek het my hande op siekes geleg, gesond geword, ek duiwels uitgeduif, gaan die Here se gaan weg, ek ken jou nie. Dit moet daar wees. Dit moet daar wees. Ek kan miskien een van daai wees wat die Here gesê, jy shot een, dan gaan jy kom nie in my hemel of in my plek nie. Ek sê altyd vir mense, die Here gaan vir jou sê, weet jy wat, jy het hierdie ding en daai ding en daai gedoen, maar weet jy wat, jy het nie nodig gehad om daai en daai te doen nie, maar omdat jy dit gedoen het, welkom. As wat hy vir jou gaan sê, jy kort een ding nie. Gaan weg my af, sien jy nie. Weet jy, daai een ding kan wees, dat jy kwaad is vir iemand. En dit kan jou weerhou om in die hemel te kom. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Dan gaan jou weerhou om daagliks daar te kan wees om te sê, ek is gered. Wat sê verder so? En hy is daagliks, hoeveel dae is nou in 'n jaar? 365. Mense, as hy 9000, as ons nou so uitgewerk het, 9000 mense daagliks bygevoeg het, 365. Ons dink dat, ag Here, kan ons net iemand kry nie. Jerusalem se kerk het 'n visie gehad, het geloof gehad, wat groot is. Kom in Handelinge 4 vers 4 en hy sê daar, die aantal manne
wat gelowig geword het arm gehou groei. Omtrent 5.000. Maak nou weer vir jou soms, sit 2 by elke man. Dit gee vir 20.000, amper 15-20.000 mense. En sit dit nou daagliks by die gemeente. Nou 20.000 mense, as jy kyk na groot kerke, dis baie maklik om 'n groot kerk vol mense te maak. Hoeveel van daai mense wat daar sit, is gered? Jare terug gaan ons saam met oorle dink ek van Spyskerk toe, dit is, wat is dit? Moreletta Park. En ons gaan dan, hulle praat met al die pastoors en dominees en hulle seker klaskamertjies, kursusse of besprekings wat hulle hou. Ons het toe in die auditorium en hulle praat oor die invulling van die Heilige Gees. Die NG Kerk praat oor. Maar voor dit gaan ek en John, my vriend uit, en ons is in die badkamer bezig. En ons ruik, ek sê, ja, maar hier is rook. En toe ons opkyk, hier staan hierdie ou en rook, sy pyp. En in die badkamer van die kerk, daar rook is die pyp. En toe ons nou ingaan, en toe hulle nou 'n ou roep om met ons te praat oor die invulling van die Heilige Gees in die kerk, toe staan daai ou op, wat met 'n pyp in die badkamer staan. Wil hy ons nou kom vertel van, ja, vertel ons van hoe rook jy? Dit was aan die brand. Ja. Hoor wat ek sê? Die woord van die Here sê, as jy my tempel seermaak, gaan ek jou seermaak. Ja, maar my God is 'n God van liefde. Wees eerder bang om te sê, of sê dat eerder my God gaan my pak slag gee. Dat jy daai vrees kan terugkry, om gered te kan bly. Hoor wat ek sê. Dis nie net, ek gebruik dit nou net as 'n voorbeeld. Jy kan hierdie massiewe kerk hê. Jy kan gaan kyk, hoor hoeveel mense is in daai kerk nou? 9.000 stoele wat daar is. 7 of 9.000 stoele wat om in Moreletta Park sit. Weet jy wat, daai kerk word nie eers meer gebruik vir die huis van die Here. Net op Sondag. Verder is dit net feeste, snaaks goede daar op en af spring. Dis geen wonder die Here word kwaad en sê, kom ek jaag dit goed. Die huis van die Here gaan vervalle word. As ons as gelowiges nie gaan sorg vir die huis nie. En as ons wil hê dat hierdie 25 mensies en baie ander meer gaan word, sê ek nou, gaan ons by mekaar moet staan. Hoor wat sê Handelinge 5 vers 28. Hy sê, julle het Jerusalem met julle leer vervul. Nou Dr. Lukas het Handelinge geskryf. Nou, hy sê dat julle ambassadeurs, wat so getuig het, julle het Jerusalem gevul met dit. Nou, ons is nou hier so mense wat op plotte bly, mense wat in die stad bly. Nou, dink nou vir jouself, as jy daar waar jy is, begin met iemand praat oor die dinge van die Here. Nee, en as wonderwerke en tekens en al die goeders, want dis wat die mense soek. Hulle soek nie meer hierdie slap, ligte, there must be power in the house of God. Amen. Daar moet krag wees. Alles aan die krag, elektriese krag, die kan ons nog steeds sê, ek is vry, want Christus maak my vry. Ons moet soos die kleerlinge kan rondhard, om sê ek is vry soos 'n volstrydser rondhard. Nee, en hy moet maak soos 'n volstryd. Ons is mos nou wit mense, ons maak nie so nie. Weet jy wat? Man, klim uit jou kassie. Amen. Wat doen jy in elk geval as jy daar in die stort is en daai koue water val op jou? As ek aan my vrou kyk, nee, en sê, ek moet daai gevoel kry wanneer ek in die huis van die Here instap. Wanneer eers 'n liedjie gesing word, of wanneer ons begin met gebed, moet ons sê, Here, ons moet uitroep. Amen. Want dan gaan 'n dag kom wanneer die baksteen en die klip en dit gaan uitroep, en dan gaan ons wil wegkry. Die klip het niks. Maar ons het Jerusalem vervul met dit wat ons verkondig het. Handelinge 6 vers 1. Die gelowiges het vindig vermeerder. Hoekom het hierdie gelowiges vinnig vermeerder? Hoekom word kerke groot? Groter en groter en groter en groter.
Ek kan name noem. Het jy geweet in die United States is dat oor die 10.000 megakerke. 'n megakerk is van 2000 lidmate en op. Ons is nie 'n megakerk. Hoekom is hy kerke so vol? Want ons ore word gestreel. Ons hoor die woord van die Here, moenie dit doen nie, maar doen ons. Ek dink ons moet dit verander. Die Here moet dit net 'n bietjie verander en sê, maar doen dit maar. Dan sal ons dit nie doen. Want ons luister mos, ons is mos gehoorsaam ouers. Maar ons luister nie na die woord nie. Ons sal vermeerder, hoor wat ek sê, ons sal vermeerder. Ek sê hierso, Handelinge 6 vers 7 sê, die aantal disippels of die aantal ambassadeurs het ook vinnig toegeneem. Nou as jy vandag sê, yes, I want to do it, sê ek, het ons 25 mense, wat jy kan uitgaan en kan sê, volgende week is die 50 mense. Want jy gaan inhou bring. Maar ons moet die waarheid hê. As ons nie die waarheid het nie, hoor wat ek nou sê, gaan ons sit soos ander. Daar's hoeveel kerke wat daar gesê het, luister, dit is taboe met julle maak net droog, julle maak eintlik die naam van die Here, of die werk van die Here maak julle sleg. Soos wat die mense te kere gaan. Handelinge 21 vers 20, 10.000 van ons mense het volgelinge geword. Hierdie versie is geskryf 25 jaar na die dag van Pinkster. Bedink vir jouself, 10.000 wat in Jerusalem was. Hoor my mooi. Nou vra jy vir jouself, maar Jesus kan Jerusalem 10.000 mense hou? Nee, hy kan maar 2.000 mense. Dink vir jouself, 10.000 mense, waar kom die 10.000 mense? Hoe gaan 10.000 mense in Jerusalem wees? Hoe gaan 10.000 mense in hierdie organisasie of hierdie fellowship of hierdie familie van ons wees? Hoe gaan hier 300 mense kan sit? Hoe gaan hier 1000 mense wees, want ons gaan sê 10.000 mense het gelowig geword en het volgelinge geword. Hoe gaan ons dit reg kry? Nou, die jaar 2025 in Jerusalemse kerk. Baie veel gelowiges is dit. Dis nou wat hulle uitgefigure het. Hoeveel members dink julle is in daai Jerusalem kerk? Wie kan my sê? Van daai tyd af tot nou toe, 2025. Laas jaar. 100.000 mense. Waar het dit begin? By 120. Okay, dis 'n paar duisend jaar wat gaan. As jy maklik om eendag jy verkondig nie. As jy maklik dat jou kerk gaan groei, jy gaan moet werk. 10.000 mense. En as ons gaan sien wen nou, kom ons sê ons is 25 of kom ons sê 30 mense. En oor 'n jaar kyk ons seker nou moes ons al verdubbel. Ons gaan verdubbel. Ons gaan verseker. Nou hoe het hulle dit regkry? Waar hierdie mense wat so baie mense was, 10.000 mense was, waar het hulle bymekaar gekom? En hier kom 'n catch. Hulle het nie net eendag bymekaar gekom. Ek was gewoond gewees vir ons in 'n sekere kerkorganisasie het ons kerk gedoen. En jy weet self, toe ons daar by ons was, ons het dit die hele week kerk. As ons kan kerk het ons kerk. As ons kan uitreik doen, het ons uitreik. As ons dinge aanbied, het ons dit aangebied. Maar ek gaan nie net daaroor nie. Ek het hier geskryf. Hierdie mense, as jy gaan kyk wat sy Handelinge 5 vers 42, hy sê, hulle het vergader, dag na dag. In die tempelhowe. Nie hoof nie, nie in die tempel nie. Hoor mooi, nie in die tempel nie. Want op daai tyd kon hulle al het die Franse geskeer en al daai goeders, kon hulle nog nie regtig daarin beweeg nie. Dit was wet gewees. Jy kon nie sommer in die tempel in beweeg nie. As 'n Jood kon jy nie in beweeg nie. Hulle moes in die tempelhowe moes hulle bymekaar kom. En as hulle sê as jy gaan kyk na Salomo se tempelgange en so, hulle
So 'n bietjie, sê hulle so 50.000 mense kan in daai voorhoewe bymekaar kom. Nou dink vir jouself, wanneer hierdie manne hulle hart vir die Here gegee het, 120 het begin. Hulle het miskien aan daai hoekie begin. Dat van huis tot huis. Ja, hulle hier begin, hulle 25 hier begin. Hier is soos 'n tempelgang. Wat ons aanbid wie? Die een en enigste. Ons aanbid hom. Ons behoort. Ons glo. En hy sê verder ook, hy sê nie net die tempelhoewe en net van wat? Wat jy gesê? Van huis. Van huis tot huis gegaan. Toe ek kind was so Herman, toe ons kinders was, ek weet nie of julle daarna gedoen het, maar toe ons hierso was, het ons van huis tot huis gegaan en ons het huisbidure gehou. En raai wat, die kerk was sterk gewees. Nou dink vir jouself, hoekom is die kerk in vandag se tyd, ons praat oor eenheid en standvastigheid en dinge, yes, kom ons doen dit. Hoekom is dit nie daar nie? Want ons as 'n familie kan nie saam werk. Want ek gaan nie my huis opstel vir jou nie. Ons gaan nie bid hier nou daar by jou. Hier die ouens het in alles, hulle het alles gedeel. Dit staan daar. Hulle het alles gedeel. Van huis tot huis gegaan. Dan kom ons, ek gaan nou daaroor, selgroepe en al die goeders. Weet jy wat baie ouens sê, man, selgroepe is van die duiwel. Dis nie van die duiwel af, as jy mooi gaan kyk, dit kom uit die woord van die Here. Hy sê nie selgroep nie. Maar hoor hierso. Hy sê verder, dit is 'n groot groep. Wat beteken 'n groot groep as ons bymekaar kom? Ons wil die Here, ons kan die Here loof en prys. Hoor mooi, as ons hier bymekaar kom, kan ons die Here loof en prys. Ons maak die Here staan groot. Maar ons kan nie hier sommer net enige ding doen. Ons kan nie hier gaan sê, William, weet ek net probleem, nie saam nie. Want die pastoor sê, hy, dit is ons stuk kerk. En sê vir my, sê, jy wil nie so, gaan bid gou vir daai enetjie. Nee, ons kan dit nie doen nie. Ons is veronderstel om dit te kan doen, onder die krag en die heerlikheid van die Here. Ons moet mekaar se hande kan optel. Want as iemand afvoel net, ons waar nie oor hom, ons sal net so wat ons vir hom sê. Dan voel jy hierdie ouens hier agter, jy voel dit, daar's fout. Maar ons wil dit nie doen, maar ons wil die Here loof en prys. Maar my elleboog hier agter my, hy wil nie saamwerk. Verstaan, want hierdie arm kan nie op die lig kom, want die elleboog is so seer. Dan vra jy maar, Here, hoekom is dit so moeilik om die Here te dien? Hoekom is dit so moeilik om hande op te steek? Dink 'n bietjie self van jou vriend of jou familie wat by jou is, jou kerkfamilie, jou gelowiges. Hulle het einde. En wanneer ons nie daai einde uitgesorteer het nie, wil ek vandag vir jou sê, gaan die kerk vandag sukkel om God te loof en te prys. Hoor my mooi. En om dit te verander, het ek hier geskryf, Handelinge 2:46. Hulle het aangehou daagliks in die tempelhoewe bymekaar gekom en van huis tot huis gegaan. Ons moet op 'n punt kan kom wat sê, luister, ek weet nie, hoor, ek is dit nog nie hierso. Ek weet nog nie presies wat julle wat nie. Hoor wat ek nou sê, maar ek weet wat vir my werk. Hou jouself by jou huispan. Hou 'n bid hier by jou huis. Dan daai bid hier wanneer jy daai groepie mense bymekaar het, al is daar net 5 mense, of al is daar 3 mense. Hoor mooi, al is daar net 3 wat saam met jou kom bid, dan hou jy daarso wat jy gaan mekaar kan bedien. Maar nou kom ons net sekere tye by die kerk bymekaar en ons kan mekaar nie bedien nie. Hoor my mooi, ek dink die Here het vir ons daai verstand gegee om in 'n klein groepies te kan opdeel wat sê eintlik beteken fellowship. Dat ons met mekaar kan deel oor die grootheid en die goedheid van die Here. En jy weet, waar kom ons hoor gebeur? Waar dink jy die eerste selgroepie begin? Ek noem dit die eerste selgroep. Paulus in die tronk was. Die Here Jesus het die eerste selgroep begin. Die oomblik toe hy 12 manne gekies het hy gesê, julle is my klein groepie. En met die selfgroep voel die kerk baie vandag. Onthou dit. Ja, ek weet het. Die mense moet het op, nee, ek weet het. Maar die Here Jesus het 12 manne gevat, gesê, luister, ons gaan werk. Weet jy wat het hy toe gedoen op die stadium? Wat sê die woord van die Here? In Matteus 18:20, nou wat 2 of 3 in sy naam is, raai wat julle, dis 'n selgroepie, dis 'n klein groepie. Daar wat 2 of 3 is, daar is die Here.
Nee, ons kan nie bid nie, ons gaan nie vir mekaar. Waar is die koek? Waar is dit? Vergeet die koekies. Ons kom deesdae net kerk toe vir koekies, man. En om te eet. Moet vergeet dit, eet 'n bietjie die woord van die Here. En al die goedjies, en dan kan ons fellowship en ons kan aangaan. Weet jy wat die Here Jesus toe 30 jaar oud was? Jesus se ouers, daai tyd, Moses en Maria, nee, Josef en Maria, het hom kerk toe gevat. Tempel. Kerk toe. Tempel toe gevat, nee. Wat het hy gaan doen? Hulle het hom kerk toe gevat. Toe hy 30 jaar oud word, toe gaan hy nie meer nie, toe bedien hy self. Laat my sien, dis weer aan business van Vader's business. Hy het 30 jaar. 30 jaar, toe word hy gedoop. 30 jaar, ek sê nie ons moet almal eers 30 jaar word voor ons die woord van Here kan kom, want wat Clint ook nou sê, toe hy in die tempel was, het hy alkaar bedien, so klein soos wat hy was. Nou baie ouens sê nie, jy mag nie, as kind mag jy dit nie doen. Weet jy wat, baie keer praat 'n kind meer waarheid as wat in groot mense staan. Amen. Voorbeelde, nee, as ek kyk na Romeine 16 vers 5, groei die gemeente, wat in hulle huise by mekaar kom. En die sussie het gesê, ja, onthou dit. As 'n klein groepie is, gaan dit, want dit is makliker om my buurman aan te nooi, te sê, hoor ek kom kuier met jou by my. Weet jy wat? As ek jou vandag vraag, kyk so in jou ry af, daar waar jy sit. Wie van julle ken mekaar regtig? Al nou jou gesindig sit daar so. Maar hoor nou, as jy nou so in die ry afkyk, wie weet wat in daai ou se lewe aangaan, of daai sussie se lewe aangaan? Ja, ek gaan jou nie vertel nie, want jy is kinder. Voorbeelde is relation. Jy moet 'n relationship hê. Laat my baie dinge, kinders van die Here. Ek vat 'n hekmotor of 'n sleutel op my remote en ek kom by my hek, ek druk die knoppie en die hek gaan oop. Ek ry uit, ek druk die knoppie en ek ry. Ek kom terug, druk die knop, staan vir die hek, druk die knoppie en ek gaan in. Dis al wat ek ken. Dis daai paadjie. Dis so perde met oogkappe. Ek ken nie my familie of my vriende wat langs ons is. Ons wil dit nie ken nie, want hulle is in die wêreld. Het jy geweet, jy kan net iets in die posbus gaan gooi. Jy het eers nodig om jou naam op te skryf. Net om te sê, weet jy wat, Jesus het jou lief. Maar as ek vir iemand langs ons sê, ons het kerk gehou langs ons, die mense ken die Here, maar ons het so kerk gehou dat die mense gesê het, nee, julle raas te veel, sê die van die metro op ons en al die goeders, hulle was nou toe nie daar nie, maar ek het maar net besluit, net om die vrede te bewaar, kom ons skuif maar. Ons het kerk, maar hulle het geweet, daar was mense gewees, wat voor die straat gaan sit, op die sypaadjie gaan sit het, om kerk te luister. As ek 'n troue doen dan, jy moet dit sien, ja, obviously, hulle wil sien, like die bruid of die bruidegom, nee, dan staan daar hulle kyk wat aangaan, dan weet jy wat, dan wanneer ek die woord aan die mense bedien, dan hoor die mense ook die woord, en hy het nie 'n verskoning om te sê, ek het nog nooit die woord van die Here gehoor. Wat doen ek en jy? Ons moet daai relationship hê, om te gaan weet, ek het ook hier geskryf, ek en jy, you need to know someone. Jy het nodig om iemand te ken. As jy my sê, jy ken daar sien, jy het nodig om iemand te ken. Jy moet iemand ken, klaar. Wie is dit? Wie gaan jy ken? Ja, ons gaan sê Jesus. Nee, ek praat nie van hom nie. Jy as hierso, moet ek moet kan sê, luister, ek bel vir Johan. Ek en hy gaan nou prayer-partners wees. Ek het 'n probleem, Johan, bid saam met my. Daar's hoeveel mense wat my al beloof het, wat my sê, pastoor, die Here het vir my gewys, hierdie jaar gaan ek interses vir jou, net vir jou. Ek sal jou elke dag bel, en elke dag bemoedig, en ek gaan vir jou bid. Weet jy wat, ek wag tot vandag toe. Tot vandag toe, wag ek vir die persoon om my te bid. Dis maklik om 'n ding te sê. Dis maklik, maar is 'n ander ding om 'n ding uit te voer.
Dit is baie maklik om sê ek wil die Here loof en prys. Baie maklik. Maar kan jy jou hande opsteek? Kan jy kan ek weet ons ken nie altyd die liedjies nie. Maar weet jy wat? Jy maak jou oë toe. Jy steek jou hande in die lug en sê Here, wat wil U vir my sê? Wat wil U vir my sê? Dan kom ons by flexibility. Jy kan flexible wees en ons kan nie in die kerk flexible wees nie. Dit is wat ek nou wil sê. Ons kan nie. Maar by 'n klein groepie of by 'n selgroepie, wat ook al is, dan kan jy flexible wees. Daar as ons woensdag aand bid hier en daar's mense wat sê luister pastoor, ons maak baie verskonings. Pastoor, ek kan nie daar wees nie want ek het nie petrogeld. Ek het nie dit nie. Pastoor, vergewe my. Haai wat. Dan stuur jy iemand of 'n ding uit sê, okay, maar wat van donderdag? Dan gaan die ou sê, okay, jy is donderdag aan, dis reg. Gaan nie wat as jy nee, dis ook nie. Sê okay, kom ons maak dit maandag aan. Totdat jy kry 'n dag wat almal pas. Maar jy moet uitgaan, weet jy hoekom moet jy uitgaan? Om dit te kan uit te sorteer, dis om juis om te sê, ek gee om vir jou. Want ek weet jy die Here nodig. Kom aan. Of praat ek nou nie? As jy 'n probleem het, hoe gaan ek weet jy het 'n probleem? Ek het nou net gesê, ons moet weet wie, as ek 'n probleem het. Hoe gaan ons dit weet? Moenie 'n kinderlyn bel nie. Vra die Here om vir jou te wys. En die Here is so, hy wys dit en ek sal beklaar. Ek het Nadine Jacob. Nadine het so uitreis student geword in Nederland, medies, suster, waar dit ook. En ons het daai tyd het ons besluit, en ek dink as kind hulle sal onthou, het ons 'n ding gehad van, as ons het na 'n plek toe wil gaan, dan vra ons die Here, die plek, die tyd, en vir wat gaan ons doen. En ek leer dit vir Nadine, en Nadine gaan daai kant toe, en sê, pastoor, ek wil graag met mense praat, maar weet jy wat ek sê? Hy sê, bid jy, sê Here, wat se dag moet ek gaan? By wat se plek gaan ek met iemand praat? En waaroor gaan ek met iemand praat? En dan vertel wat met ons gebeur het, en ek dink sê by Mybel, of in Turendood, dan sal ek dan Wonderpark. As Wonderpark. Sê ons vir mense, kyk, bid, na 2 weke kom jy terug, ons sit dit in 'n koevert nie. Kom wel terug en sê, okay, waar gaan ons heen om vir die werk van die Here te doen? Maak jy briefie oop. Kom ons kyk of daar eenheid is. Ja, kyk, kom ons sê, ons gaan Wonderpark. Volgende ene is, okay, vir wie gaan ons bid? Was hier, enige oom en 'n tannie wees, of 'n oom wees, hy gaan daai keer aan het, ek sê, okay, vir wat gaan ons bid? Ja, hy gaan hartprobleem. Nou loop ons in hierdie plek op en af, en op daai oomblik, sit daar 'n oom daai kant, of 'n tannie sit daai kant, en die ou sê, daar's my geleentheid, en hy gaan na die oom, hy sê, oom, tannie, kan ek vir jou graag bid? My naam is so, en ek wil graag vir jou bid. Sê, want jy het hartprobleme, waar dit ook al is. Hoor wat jy nou sê, nou skrik op eerste plek oor 'n mik, wie is jy, om te weet wat in my lewe aangaan? Jy is wildvreemd. Daar's 'n deur wat oopgaan om te sê, weet jy wat, die Here het my gewys. Nou hoe gaan jy van daai oortuig dat die Here vir jou gewys het? Hoe gaan jy dit doen? Dis die liefde wat hy gee. Ja, die vrug wat jy dra. En dan bid jy vir die persoon. En jy het nie nodig om 'n verskriklike lang gebed te bid nie. Goud en silwer het ek, maar dit wat ek het, dis nie 'n gebed nie. Dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus staan op en loop. Hartkwale genees in Jesus naam. Maar ons moet fleksibel wees as ons gaan nie sê, okay, jy moet nou eers kerk toe kom en dan sal ons jou bid nie. Ons het dit baie gedoen, hoor, ek sê julle nou, ouens vra kos. Daai wil nou kos, hy moet nie wag tot Sondag vir sy kospakkie nie. Jy gaan hom nou uitsorteer. Amen? Maar ons wil dit nie doen nie. Ons wil dit nie doen nie. Dan het ek gesê, ons moet omgee, care. Ons moet kan omgee. En die laaste punt wat ek daar geskryf het was, dis ekonomies, om in 'n selgroepie of 'n klein groepie by mekaar te kom. En die weet, nee, praat nie sal op deze bland. Hoor wat ek sê. Vir ons om daai kant bly wat nie baie hier kan uitkom nie. Hoor wat ek sê. Om hierdie familie te laat groei. Nee, is dit meer ekonomies, want ons gaan nie, ons het nie 'n kerk om te betaal, ons het nie petrol uit te ry nie, ons het nie dit nie, ons het nie dat nie. Nee, dit moet gedoen word, hoor wat ek sê.
Ek sê altyd, dan moet 'n harvest event wees. Harvest event is vir my soos 'n Sondagoggend, wanneer ons by mekaar kom en al julle mense wat nou vanmôre hier ingestap het. Dis 'n harvest event. Om te wys, wow, check hierso. Ek het nie vir julle gesoek wat ek gesmeek om te kom nie. Ek het julle op my voete van die Here gelê. As jy vir gesê jy kom dan, en jy kom hier in jou saak. Geen kwaad is vir jou, nie? Maar julle almal het opgedag en dis ons om te weet. Nou dan moet seker 'n probleem by die ander mense wees omdat hulle nie kan wees nie. Hoor wat ek jou sê. En koekies en tee en lekker kos vir die kerk is net die ding wat jou gaan trek kerk toe. As jy kom vir koekies en tee of kos, wil ek nou vir jou sê, sorry persoon, bly by die huis. Dan kom jy nie vir die reg nie. Dan dis hoekom die kerk ook in 'n toestand is. Dis hoekom hy in 'n toestand is. Kyk, dis hoe my oorlesies nou soek op my so. Soos my brille. En ek klaar maak met hierdie. Ek het 7 kenmerke. Net vanaf daar deur gaan. Handelinge 2:42. Hulle het toegewy. Hulle het hulle self toegewy aan die leer van die apostel. Kom ons sê, aan die leer wat van die verhoog af verkondig word, van die kanselaar, om vir jou te sê, luister, dis die waarheid. Dis wat jy moet doen. En dis daar waar hy inkom, waar hy sê, gaan dan jy maak disippels van alle nasies. En leer hulle om alles te onderhou. En nou kan ons baie punte daar sit, wat moet geleer word. Dit gaan nie net oor die godheid nie. Dit gaan oor lofprysing en aanbidding. Dit gaan oor om te gee. Dit gaan oor al daai goed. Dit is nodig om by mekaar te kom. Om sulke dinge te gaan leer. Jy gaan nie baie keer gaan jy dit nie kan regkry want daar's baie mense wat vra en jy kan dit nie in 'n opset van 'n kerkdiens doen nie. Dan moet orde wees. Maar hoor wat jy sê, ek het hier ook gesê, hulle het hulle toegewy aan die gemeenskap. Ek en jy moet uitgaan. Jy moet uitgaan. Ek wil vir jou dag sê, ek dink was so Herman nou die aand mooi vertel sê man, daar's nie Bybel wat sê evangelisasie. Sorry pastor. The Great Commission says, Ja, the Great gaan Commission alleen. is go preach the gospel to all nations, teach them, and I say the gospel to all living creatures. Hy sê ook, daar's bome, gaan staan by die bome praat. Hy staan daar by die Pick n Pay, maar hy sê nie gaan skree op die mense. Maar baie mense wil op Pick n Pay gaan staan en skree op die mense. Soos wat die mense in die UK en op dit maak, hulle 'n klein speakertjie daar, en hulle verkondig net die woord van die. Wat gaan gebeur? Hy gaan toegesluit word. Hoor wat ek sê, hy gaan toegesluit word. Ek sê jou nou, as daai man net iets anders te gedoen en hy daai ding neergesit, en hy sit tussen mense net het geloop, en hy sê, Here, as my skade weer net op 'n mens val, sal hy my volg tot op 'n sekere punt. En ek glo, dis wat die Here gedoen het. Hy het geloop. Hy het tot op 'n punt gekom en hy het daar gaan staan, en wat het gebeur? Die mense by mekaar kom. En dan het hy gap gehad om van hulle mooi te vertel wat is wat. Van hulle te vertel wat is wat. Maar, ons ongelukkig het ons werk om te doen en hy sê, in Handelinge 2 vers 46 sê, en hy is saam geëet met blydskap en opregte harte. Nou ons eet nie saam met opregte harte. Ons kuier nie saam, want ons nou te veel. Hy sê daar in Handelinge 2:42 praat hy ook, jy kan dit gaan lees. Hulle het hulle toegewy aan die deelname aan maaltye. Fyn om te eet by die kerk. Dis fyn, dis so waar. Maar dis nie waaroor dit gaan. Nou kom die tafel van die Here word gedek en ons gebruik maar net die tafel van die Here, maar net omdat ons dit moet doen, maar ons het nie geen respek vir die tafel van die Here. Handelinge 2:42 gaan ook, hy sê, en hulle was toegewy aan gebed. Kan ek jou 'n goeie vraagie vra? Ons almal sê ons behoort aan die Here. Amen. Nou, daar's 'n kursus wat ons aangebied het jare terug, The Way of the Master. As jy omloop in die huis sê, hoor jy behoort aan Jesus. Wie behoort aan Jesus? Ek wil nou jou so nog uithaal.
haal myself uit. Kan ek jou van? As jy lief vir die Here, Ja. sal jy hom volg. Ja. Sê jy doen alles wat hy vir jou sê. Ja. Nog of my 10 gebooie op. Jy mag geen ander gode voor God hê nie. Jy vang my nou. Okay, so net. Ek sien op sy na Babel. Sy weet wat dit is. Sy weet dit. Maar wanneer jy eers gevra word, dis soos wat toe as jy nie weer mag in die polisie was, as hy kom raaf en sê luister wat jy magsnomme terwyl jy geslaap het, jy moet hom ken. Jy moet die Here ken. Nou as jy sê jy ken die Here en jy ken nie sy 10 gebooie byvoorbeeld. Wat gaan jy, hoe gaan jy al die ander goeders doen? Hoor, ek hoop jy verstaan wat ek sê. Jy moet toegewy wees aan gebed. Hulle het almal gedeel wat dit nodig gehad het. Handelinge 2 vers 45, dan Handelinge 2 vers 47. Hulle het God geprys en die guns van die hele volk geniet. As ons hierso, as Herman help my, as ons hierso die Here sal probeer met musiek en spring, hoeveel van hierdie mense wat op die gronde bly, verheug hulle oor dit wat hier gebeur het? Dink jy nie ons moet 'n bietjie kyk na sekere punte, wanneer hierdie klawers gespeel word, laat hierdie mense wat in die plekke sit, hiernatoe moet hardop sê, luister, ek het gebed nodig. Ek het die Here nodig. Of weet jy, is dit nie nodig nie? Dis nodig, né? Dis nodig. Want as dit daai tyd kon gebeur het, hoe kan dit nie vandag se lewe gebeur? Want ons sê altyd ja, maar dis die verlede. Ek het gister ook gesê, ja, alles is van die verlede. Dit is getuienis, die verlede is 'n getuienis. Ek het 'n getuienis oor daar waar ek my hart vir die Here, daar waar gedoop is, daar waar gevoel is vir die Heilige Gees, daar waar ek my eerste gemeente begin het. Dis getuienis om te sê, dis wat die Here vir my gegee het. My lewe wat hy hoeveel keer teruggegee, my asem wat hy teruggegee het. Was baie ander 2 jaar terug, baie ander wat ek gesmag het aan my asem, dan kan ek nie asemhaal nie. Dan klap my vrou hier van agteraf en sê, "Stik op jou hande, halleluja! Halleluja! Kyk." Maar ek weet. Maar as ek halleluja het en ek het gebid, is hy reg. Prys die Here. Ja, dit klap nie. Maar dis Handelinge 2 vers 47 sê, die Here het dag na dag by hulle gevoeg wat gered is. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek glo met my hele hart. As dit vandag kon gebeur, dat julle wat hier is vir die eerste keer, hier kon ingestap het. Glo ek, volgende week kan jy weer 'n klomp mense instap. En dan volgende week daarna kan al weer mense instap. Dis nie te sê dat jy hier moet wees nie. Maar as jy die krag van God het, jy daar autoriteit, daar waar jy beweeg by jou werk, oralste, by skool, waar ook al, nee, daar is jy ambassadeur vir God se koninkryk. En as jy die waarheid ken, wat sê die woord? Die waarheid sal jou vrymaak. Maar as jy lieg, sê altyd mos, dit wat jy in die donker doen het, sal altyd in die lig kom. Nou vra my vrou nou die dag, in die week. Hoekom sal dit wat jy in die donker doen, Jerry? Hoekom dit wat jy in die donker doen, hoekom sal dit altyd in die lig kom? Ja, maar hoekom kom dit altyd uit, dit wat jy in die donker doen? Wil ek julle sê hoekom? Want my vriend, my vriendin, word kwaad vir my en gaan gooi net 'n kindertjie by iemand anders. Dan kom hy uit. Ja, die Here sorg dat dit uitkom. Die Here sê so. Die woord praat daarvan. Maar omdat jy dink die oomblik wanneer jy vir iemand sê ek knyp 'n kat in die donker. Nee, en iemand weet dit, sê jy nou sê jy moet dit weet. Die oomblik die dag, wanneer jy jou hart vir die Here gegee het, nee, sê jy moet dit weet. Weet jy hoekom? Want die duiwel weet dit. En wat doen die duiwel? Hy val nie in ander, hy praat met ander mense, kyk daar's nie. Kyk, daar gaan sy alweer, kyk wat doen sy. En sy sê, sy kind van die Here. En as jy hoor dat iemand praat, sê, kom ons sorg dit gou uit. Waar het jy dit gehoor? Hoekom het jy dit gehoor?
Wat sorteer hy dit uit? Trap die duiwel op sy kop in die naam van die Here. Amen. As jy 'n deel van die familie wil wees, moet jy kan sê, Here, yes, ek is bereid om te sê, ek is miskien die pinkie, Here, maar ek wil die werk doen van 'n pinkie. Dis al wat ek het vir julle vandag. En ek, bylas. Jy mag bylas. Ek het nou onlangs 'n storie gelees, ek hoop almal kan my hoor. Die vrou het per ongeluk 'n verkeerde nommer 1 Dinsdag gebel. En so het dit gekom dat sy elke Dinsdag die verkeerde nommer bel. En sy maak altyd seker dat die persoon weet, hoorie, dis die verkeerde nommer, maar dit is so en so wat praat en dan moet so en so praat. En die dogter het eendag waar kom kyk en sê, "Mamma, hoekom doen jy dit?" En sê die ma, "Jy sal eendag uitvind." En toe okay, kom ons sê maar naam is Ansie. Toe Ansie die dag doodgaan, toe die dogter voortgegaan om daai vrou die verkeerde nommer te bel. Toe het hierdie twee in die gesels geraak. En toe sê sy, "Weet jy, jou ma het my lewe gered. Want hy eerste verkeerde nommer het ek so 'n handvol pille in my hand gehad. En ek het elke Dinsdag basis uitgesien na die verkeerde nommer." Ja. 'n Verkeerde nommer kan altyd twee dinge wees. Of hy kan verkeerd wees, of hy is dan iets. En het altyd weer kan. Amen. Enige vragies nog? Is jy wat jy wil bylas? Ek net iets balas. Dis net, you can believe that Jesus Christ is Jesus, and that he has been crucified and he's died. Die moslims glo dit. Ook. Dit nie te sê dat jy gered word. Ja. Nou, Jesus het gesê, jy moet hierdie doopbad gaan, you must be born again, jy moet weer gebore word, and you must go through water and spirit. En dan het ek vir dames gesê. En man het ook gevra, hoe om in die hemel in te kom. En dis wat ons, jy kan glo soveel wat jy wil, jy kan dit dalk nie maak nie, soos jy gesê het. Die woord sê dit in Matteus, waar hy sê, jy gaan net maar verken jou en ek het die demone uitgedryf. Maar ja, ons moet op 'n punt kom waar ons God vrees. Ja, As ons nie God vrees nie, you won't make it. Al is, Jonas het dit ook nie gemaak nie. En hy het saam met God gewandel. Wat ek wil net probeer het sê, ons moet by 'n punt kom, ek praat van gelowiges, wat sê hulle ken Jesus Christus. There's a fine line that I believe in Jesus Christ, but I won't make it. ja. So, om daai familie, dit is nou, ons praat van families, jy het hierdie moslim familie en hierdie Christelike familie. Nou, maar kom terug by die kerk hier, die gebou wat ek probeer net die prentjie wat ek by jou wat ek hier gesê het, die kerkgebou kom van die Katolieke af. In Jerusalem nog, in Israel vandag, hou hulle nog steeds kerk in huise, van huis tot huis tot huis tot huis, want hulle het nie 'n kerk gebou, hulle mag nie hê. Nou, die kerk moet ons nie maak as 'n heilige symbool om die kerk te gaan. Ons moet onsself by 'n punt kom dat ons moet doen wat God vir ons gesê het ons moet doen. En om sy familie te kan wees, sy liggaam. Want ons nie in daai liggaam gaan intree nie. Al glo ek, dan moet jy na die familie ingaan. Don't curse the true family. Ja. Wat ek so kan sê. Want as jy curse in die familie inbring, sê jy is 'n gelowige van God en jy vrees nie vir God nie, gaan dit ook 'n probleem wees vir die groei van 'n kerk. Want die Satan gaan daai saad gaan groei. Definitief. Die eindtyd kom, daar gaan minder mense wees in kerke, die ware gelowiges. Ek is nie holy nie. Ek het ook ou van foute. Ek kan elke aand by die huis kom en vir die Here sit op my knie gaan vir die Here sê, Here, vergewe my. Ek het fout gemaak. Ons moet met daai punt kom waar ons onsself kan humble, ook as 'n familie. Ek praat van om die familie van God te kan wees, want een liggaam wat begin vrot word deel van die liggaam, kan die hele liggaam vrot word. Okay. So terug te kom wat ek wil sê, waar jy gesê het ons moet begin bid vir mekaar. So, onthou, hy sê daar, as jy 'n probleem het, moet jy by die ouderlinge kom, moet by die kerk kom, moet sê, pastor, ek het 'n probleem, ek sukkel met hierdie, help vir my, bid vir my. Dis nie te sê, jy moet gaan verkondig vir almal en sê, ek het 'n groot probleem nie. Maar sodra jy dit in die lig sit, moet ek herstel. Kyk, dis waar, maar my punt is dat ons as kerk, ons as mens, het net tot op 'n punt gegaan.
Ons glo, soos ek sê, ons glo dat daar 'n Here is. Maar kom ons by daai fyn lyntjie, ons kan nie behoort nie, ons kan nie dit doen wat ons glo nie. Die Here sê, Here is meer as oorwinnaar. Maar ons glo nie dat ons meer as oorwinnaars is. Want ons weet nie, ons is meer as oorwinnaar. Ons glo dit, ons doen dit nie, ons gaan maar net aan. In die kerk is daar, en dit is wat ek altyd sê, hoe gaan iewers, as ons as predikante rondry en ons praat met mekaar, nee, kom die vraag altyd oor, hoekom is die kerk in 'n toestand? Hoekom wil hulle nie meer dit doen wat hulle moet doen? Hoekom wil hulle nie meer hande klap? Hoekom wil hulle nie die Here meer loof? Hoekom is daar nie meer daai dinge nie? Nou, die vraag is dit, ek sê altyd vir ouers en groot ouers, ek het al vir groot manne al gesê, dis awesome. Geef my, jy sê dis die probleem, nou gee jy nou vir my, hoe gaan ons dit regmaak? Verstaan jy? Hoe gaan ons dit kry dat Suid-Afrika weer God kan vasvat? So Herman gaan sê altyd, hy sê die Here gaan in hierdie volgende jaar, gaan hy die predikante draai, dat hulle kan terugkeer na daai ware wynstok, as ek dit so kan sê, daai ware pad. Nee, maar hoe gaan die Here kan draai, as ek as predikant nie daar wil wees nie, seker nou kan die Here maar draai, gaan my afdraai, dan gaan ons volk word. En ek gaan besluit as mens, gaan ek sê, luister, ek het dus nie moeite. En die kerk sit in daai probleem vandag. Daar is soveel kerke nou reeds aan buitekant, en elkeen glo dit, en daai glo dit, en tjus, maar hierdie kerk is groot. Nou, ek sê altyd, as ek by 'n tent was, self daar by Jaco hier onder by die tent, en ek het ook altyd gesê, en ek het vir Jaco gesê daai tyd, wat dink jy, sal 'n prokureur of 'n regter in hierdie tent inbeweeg? Dink jy, hulle sal die Here hier kom bring? Hulle sal dit nie sommer doen nie, want dit is onder hulle. Maar wanneer hulle die Here vat, en hulle maak die Here hulle eie, nee, sê ek jou nou, maak die saak waar hulle die Here gaan doen. En so, nou ons in vandag se lewe, dit is die kerk, die wese of die punt van swakheid van die kerk, ons soek hier die mega goed. Die Here werk nie in die jaar. Hy werk, maar hy werk nie soos wat hy begin het daai tyd. Dit, as ons klein word, is dit klaar, as ons 25, ons is 'n mega kerk, wil ek nou sê, want 'n mega kerk moet groei, dis is ontploffend. As jy, 'n dynamiet is net so klein nie. Wat sit ons steek aan die brand? Kom ons steek ons 25 mense aan die brand vir die Here, is die plek te klein. Wil ek nou sê, jou huisgesin gaan te klein wees, want jy gaan net mense hê wat kom kuier. Ek kom hoor, jou bel, sê luister, ek kom my hart vir die Here gee. En dis ook maar plekke soos hierdie is, as jy sê, okay, ons het 'n doopdiens, maar almal gaan sê, jy is doop. Jy het nie nodig om by 'n plek alleen te kom. As jy op ry, en jy sê vir hoorie, daar waar die doop by, dan moet jy sorg dat jy om reg gaan doop. Dis hoe dit werk. Moenie wag tot jy so Sondag oor 2 maande waar daar 'n doopdiens is, nee. Jy moet hom doop, want die Here kan net oor môre doop. So, okay. Maar ons het 'n probleem, dan wil ek praat oor oorwinning, om te sê dat dit kan verander. Amen. Positief. Sarwan? Jy sit daar in die donker, ek sien jou nie. Ek is net op sit. Die bottom line is, hoekom die kerk in 'n gemors is, wat ons het ons respek en vrees vir God verloor. Dis die bottom line. Hierdie teaching was vanmôre so nodig, omrede, daar's verskillende bedieninge, en daar's goed wat ouens moet sê, wat ander ouens nie wil sê. Maar as ons die vrees van God gaan terugkry, gaan dit in ons huise wees, en dit gaan kerk toe kom. Maar die Bybel sê, en hy het gesê, hulle het God, hulle totaal en al die apostels ondersteun, hulle het guns gehad. Maar gaan lees in die volgende stuk, hulle die apostels gevrees ook. Die mens vrees nie met die gesalfdes van God nie, want die gesalfdes van God het nie meer vrees vir die Here. Hoor mooi as ek sê. En ek gaan dit onomwonde verklaar. Ons is almal mense. Maar wanneer by die vyfvoudige bediening kom, het God autoriteit en gesag aan daardie officers geleen uit sy troonkamer uit,
om die mense te leer. En die predikers het 'n pellie, die pyprook. Ek het dit gesit en luister. Ek het in Leidenburg, het ek 'n man gaan bedien wat in 'n kar-ongeluk was, hy is maar 20 jaar oud. En ek instap in die kamer om te bedien, ek praat met ek net eers bietjie te wag, want sy dominee is daar. En die dominee het net buitekant, het hy sy pyp doodgemaak. En hy het vir hom, terwyl hulle kom as het hy vir hom gesê, en vir die familie gesê, julle moet julle maar klaar maak. Hy gaan hier opstaan. En die moderator van 'n Pinksterkerk, die Eenheidspinksterkerk, het my boodskap agterna geluister. Hy het my boodskap gestuur en gesê, ek kry nou bitter jammer, pastoor, oor wat jy kwyt geraak het. Die arme dominee. Sien? Maar ek het gesê, die dominee het geen gesag en autoriteit nie. Want die duiwel het hom al klaar en sy gemeente, want net as die leier rook, het hy die res. Kom. Jy het nou net gesê, as die een deel vrot is die res vrot. So ek lê met vanmôre verstaan. As ons nie die vrees van God, iemand hier's 'n bordjie by my agter hier uit lank hier by die kruis gestaan. Die duiwel het die vrees van die Here gesteel. En dis die waarheid. Die mense vrees God nie. Hulle het nie respek vir God nie. Want hulle lewe nie heilig nie. En ek dank die Here, dankie Pastor JJ vir die teaching vanoggend. En ek wil julle met vanmôre verstaan. Die Handelinge Kerk was 'n mega kerk. Want hulle het 'n mega God en hulle het 'n mega waarheid. Ek wil net noem, ek het gesê, ek dink as jy afsnap, né? Wys my waar staan evangelisasie in die Bybel en jy antwoord en nog 'n antwoord. Dit wat Jesus in 'n opdrag gegee het, gaan en maak disippels van alle nasies. Hoe die apostels dit gedoen het, is dit hoe die kerk vandag geëvangeliseer word? Nee. Die apostels het in 'n krag beweeg wat vandag se ouens nie het nie. Maar dis groepe wat uitbeweeg en dis ligsinnigheid en dis grappe en want waar God betrokke is krag en heerlikheid. As ons krag en heerlikheid wil hê, dan gaan ons dit moet demonstreer deur die evangelie wat ons dra. Want ons het die draers van God geword. Dis hoekom ek sê, wys vir my die evangelisasie in die Bybel. Waar staan dit? En wys my waar, dis die konteks van nou die aan. Waar word dit vandag toegepas? Verstaan wat ek sê? Want as ons evangeliseer, al het my skade weer, ek sien dit nie. Ek sien die skade wees op siekes val, hulle word gesond. Ek sien die dooies opgewek word nie. So, ons moet evangeliseer. Maar soos die apostels dit gedoen het. Wat moes hulle, want almal word disippels en daarna word jy geleer, dan word jy in bedieninge vrygestel. So, ek sien uit notas gaan. Kan julle dit asseblief uitprint? Is dit so geskryf dat die mense dit kan gebruik? Nee. Kan nie dit pastoor? Asseblief, en dan so 'n bietjie prys by sit. Want as ons hulle iets gee ook, dan gaan hulle die video kyk wat jy geneem het, en dan kan hulle weer daardeur werk. As ek geluister het, weet Okay, nou. Mense, ek gaan nou teruggee vir Pastor JJ. Ek praat mooi. Ons bou nie 'n bediening vir getalle nie. Ja. Ons bou 'n bediening om kwantiteit in kwaliteit te sit. Ja. En kwaliteit en kwantiteit. Want hy het gesê dit wat ek gedoen het, sal julle doen in groter. Ek sien dit nie. Maar weer eens, ek vat vandag die verantwoordelikheid en ek vra vergifnis namens predikers omdat hulle die salwing van God verloor het. En die krag. Hoor wat ek sê. Daar's 'n kragonderbreking in ons kansels. Ons het die salwing nodig wat juke vernietig. Die salwing gaan saam met die evangelie. Dit vernietig die juke. Onthou dit. En ons gaan hierdie lig aanswitch. Hierdie ou ding het gesê van 'n lig wat aanswitch. Ons gaan as daar donkerte is, moet ons net die lig aanswitch. Ons is die lig. En ek weet nou vanoggend het die Here vir my in die oggendure so duidelik gesê, hierdie jaar gaan hy gaan snaakse wonderwerke doen. Wat die mense nie ken nie. Alles gehoor aan dit of dit. Die Here gaan goed begin doen. En ons wil hom altyd beperk. En sê, dit kan nie wees nie, dit kan nie wees nie. Dit is nou, moenie God beperk nie. As hy alles gemaak het, uit niks uit nie,
En hy ons uit stof uitgemaak het. Hy is so sê eintlik regtig so oulik, né? Because he recycled us. Ons is gerecycle uit stof uit. Na sy beeld, dit is wat ons maak. Maar hy gaan hierdie jaar, terwyl hy die kraan styf draai, dat die ware sout uitgepers word in ons, in die olie, gaan hy wonderwerke begin doen, wat mense net gaan kan sê, dit kan nie julle wees nie, dit kan nie ek en hy wees nie, dit is God wat het gedoen het. En wanneer ons die Here weer terugsit waar hy hoort, en werklik ernstig word met die Here en hom vrees, met vrees en bewering moet elkeen sy eie heil uitwerk, sê die Bybel. As ons hom net weer kan vrees en respekteer, gaan julle sien, die ware kerk gaan groei en gaan opstaan, en al die ander goed gaan wegval. Want uit God is, sal altyd staande bly. Amen. As ek just want to add something. Ek sê altyd vir my kids. Wat het gebeur met Moses? Jy wat op die huis is, of die ander wat hy is? Al drie nou. Met Moses toe hy met God met hom praat. Daar was vader. Hy het gebewe my man. Ja. Hy was bang. Wat het gebeur met Johannes toe God met hom praat? Hy is op die grond geslaan. Ja. Kyk, wanneer ons nou hierdie woord optel en ons lees hom soos 'n gewone boek, waar is die vrees? Ja. Ons moet hierdie boek lees met 'n verwagting dat God met ons praat. Ja. Mense lees boeke soos 'n storie. Ja, ons moet weet as ek lees die Bybel nie anders as ander mense, maar ek lees hom soos wat ek ook in Israel was. Anders as wat ek hom gelees het van wat ek in Israel was. Want ek sien dinge verander, ek sien dinge raak wat mense miskien nie op Suid-Afrika raak nie. Maar die vrees kom van God praat met my in hierdie woord uit. En ek moet bang wees wanneer ek hierdie Bybel oopmaak, moet ek eintlik bewe. Kyk, ek is klaar. Maar iewers moet daar begin. Punt wees. En dis by die woord. Waar by die woord, voordat ons by die woord kom. Nee, moet ons kan glo, daar's iets. En dan moet ons op ons knieë sak. Maar weet jy wat, is baie maklik om net te staan en hande op te lig. Dis jy het jou eie ek wat sê, ja, wanneer jy vrees, ek weet nou hier gestaan dink aan een van my vriende. Elke oggend as hy gaan bid het, het ek vir Here gevra, dis my begeerte al die jare. Wanneer ek klaar gebid het, wil ek opstaan en my gesig moet blink, soos wat Moses se gesig blink. Wat ek nou sê, wat het hy gedoen om daai teenwoordigheid te kry? As ek intiem met my vrou wil verkeer, dink jy ek gaan haar net vat en sê, hier is dit, kom. Ek gaan eerlik wees, ek gaan met respek praat. As ek wil intiem wees met God, wat wil ek doen? Ek moet nederig wees. Sê, Here, hier is ek, U gaan my op. En wat gebeur as jy op jou knie sak en jy bid, en jy kry daai respek, en dan kom die woord by. Want iewers moet ons begin. Julle hoor dit elke keer, by baie, jy sal baie lang met julle dit hoor, ons moet bid. Ons moet ernstig. Anders kom die kerk verniet. Dan die vrees van die Here sal nie in die kerk inkom, as ek en jy nie besluit om ons knieë te buig. Wat sê hy? Elke knie sal buig. Amen. Elke tong sal bely. Prys die Here. Ek het die tweede deel hierso. Prys die Here, ons gaan nou nie alles aanskakel nie. Maar stem julle saam met my, en saam met ons Herman en ons almal wat jy praat, dat ons kort die vrees vir die Here. Nie vir die huis van die Here nie, maar vir die Here. Want as jy dit vir die Here het jy dit vir jou huis. Ek sê ook altyd, ek maak klaar. Wanneer ek sê ek het God lief, en ek stel God eerste, is my vrou ook eerste. As ek sê ek het my vrou lief, eerste lief, dan het ek God eerste lief. Want ek sê, baie keer as ek en sy saam bedien, dan sê ek, ons is een. Nou ek glo met my hele hart, wanneer ons in die bediening is, of ons saam nou, dis ek en die Here is een. My vrou en die Here is een. Wanneer ek praat met die Here, praat ek met my vrou. As ek met my vrou praat, praat ek met die Here. So moet ons weet, ons moet daai respek hê vir mekaar. As ek nie respek hê vir my vrou nie, gaan dit nie 'n gelukkige huwelik wees.
As ek nie respek het vir die huis van die Here nie, gaan almal net op en afloop en dink wat hulle wil. Verstaan? Almal, soos byvoorbeeld, almal kom hierso en ons almal eet. Weet jy dan is almal goed is net hier en dan baie dan met ander mense kom skoonmaak. Jy kan nie as jou eie bordjie vat en net gaan netjies neersit. Hoor wat ek sê. Dit al eet ons net in hierdie hoekie, dan moet respek wees. Want as ek by jou huis kom eet, nee, gaan ek vir jou sê, kyk, kan ek jou help? Nou, ek is daar om jou te help. Ons is daar om mekaar te help, om te kan sê ons by die voete van die Here. Amen. As hy, gaan ons 'n liedjie sing. Is jy die dromme speel? Ja, die krag sal. Nie verskoning sien. Nee, ek nie verskoning. Prys die Here. Maar weer eens baie dankie vir julle. So, maar niks niemand